Welkom by die tweede episode van Familievreugde, waar ons die koninkryksbeginsel van verbondenheid aan Christus gaan verken. Hierdie oordenking is geneem uit my nuwe boek. Kontak my asseblief indien jy 'n kopie van Familievreugde wil hê by info@vividlife.co.za. Dis 'n ideale hulpbron vir ouers en is ook ideaal vir vroue Bybelstudies. Nou die Bybel is natuurlik deurspek met voorbeelde van huise, vanaf Eden, Adam en Eva se eerste woonplek, tot by Rut en Naomi, wat 'n tuiste by Boas vind, vanaf die huis van die Spreuke 31 vrou, tot Jesus wat sy woning op aarde gemaak het, is God se Vader hart vir sy kinders voor die hand liggend. Bly in my, sê vir ons dat God se woning by sy mensekinders is, by ons, en deur sy seun Jesus is sy opdrag dat ons in hom moet bly. En tog betreur Andrew Murray die feit dat baie gelowiges nie die volheid en wonder hiervan ten volle verstaan nie. Terwyl hulle op hulle verlosser vertrou het vir vergifnis en hulp en tot 'n mate gepoog het om hom te gehoorsaam, het hulle skaars besef tot watter diepgaande eenheid, tot watter innige gemeenskap, tot watter wonderlike samehorigheid en daadwerklike belangstelling hy hulle uitgenooi het met sy woorde: bly in my. Dis duidelik dat dit God se hartsbegeerte is dat ons tuis sal wees in ons verhouding met hom. In Johannes 14 sê Jesus: as iemand my liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam uitvoer en my Vader sal hom ook lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom tuis gaan. Ons moet onthou, Jesus is nie 'n opdrag wat uitgevoer moet word nie. Hy is die ewige lewe. Hy klop aan die deur van ons hart en nooi ons uit om 'n feesmaaltyd saam met hom te geniet, waar ons kan versadig aan sy vergifnis en genade. Mag dit ons inspireer om hard en eerlik na ons lewens te kyk hierdie maand, weg te draai van ons eie lamlendige pogings tot selfredding en te leer wat dit beteken om in die Here te rus, maar bovenal wat dit werklik beteken om hom te verheerlik. Wanneer ons dit doen, verklaar Psalm 37 vers 4, dat hy ons sal gee die begeertes van ons hart. En dit bring my by ons kreatiewe aktiwiteit vir hierdie maand. Skep 'n collage van teksverse en beloftes wat God oor baie jare herhaaldelik op jou hart gedruk het. Gebruik enige manier om kreatief daaroor te mediteer. Kalligrafie, fotokopieë van teksverse, kernkonsepte wat jy in die vorm van 'n sambreel, ligtoring, anker of kompas wil skryf, of 'n kombinasie hiervan. Nou ek groet, tot volgende maand, wees geseënd en mag julle baie pret hê.